Okay, julle, nommer F. Nou, hulle sê, find the point of the graph, vind die punt van die grafiek, die koördinaat, né, waar die gradiënt 6 is. Nou, obviously gaan ons die afgeleide moet kry van die funksie. So die funksie op die oomblik is gaan x kwadraat. Nou, gewoonlik sou ons dit geskryf het, en dan sou ons dit gedoen het. Wat nog steeds korrek is. Maar omdat hulle vir jou hierdie keer die gradiënt gee, skryf ons dit bietjie anders. Ons sê, ons weet nou eintlik wat die gradiënt is, né? So ons gaan dit effentjies anders skryf. Ons gaan nie hierdie skryf vir die afgeleide nie. Dit beteken dieselfde ding. Ons gaan skryf d of y op d of x. Onthou, dit is amper soos m is gelyk aan die verandering in y oor die verandering in x. Ons kan gesê delta y op delta x, of ons kan gesê het delta y op delta x. Nou, en dis net omdat ons die gradiënt weet in die geval. Nou, die gradiënt in die geval is 6, daarom weet ons kan gou die x uitwerk, so die x is net 3. So, die koördinaat, so hy sny op x, so as ek die vergelyking nou weer vat, die oorspronklike vergelyking, en ek vervang die 3 in, dan kry ek y is gelyk aan 3 kwadraat, wat dan eintlik 9 is. So die punt waar hulle sny, is waar x 3 is en y 9. Y 9. Y 9. Dis die punt waar hulle mekaar raak, ekskuus. Dis op daai punt. So hulle sê, vind die punt waar hulle mekaar raak, waar die gradiënt 6 is. Okay? Ons gaan nou 'n paar van doen, so wanneer vir die gradiënt gee, doen ons dit 'n bietjie anders. Selfde ding. Kyk na die volgende ene. Vind die punt van die grafiek, en hulle sê, gee vir my die funksie, 4 maal wortel x. Okay. So, wat ons gaan doen is, ons gaan eers van die wortel ontslaa raak, voor ons gaan begin differentieer. So, ons gaan sê, goed, kom ons maak hierdie x in die mag half. Nou gaan ons differentieer, maar omdat hulle vir jou die gradiënt gee van 1, okay, gaan ons sê, dis die verandering van x, y is ons bo, die verandering van y oor die verandering van x, wat ons nou weet wat dit is, en hierdie halfmaal met die 4, halfmaal 4 gee net vir jou 2, en dan trek ons dit enetjie af, so daai is die afgeleide, maar ons weet wat die gradiënt op daardie punt is. Okay, daai maak sin tot daar. So kom ons vat net hierdie x onder toe, dan sit tot die mag half, en hierdie is 1 op 1. Ons gaan gou kriskros maal, so hierdie is x in die mag half, is gelyk aan 2. Hoe raak ek ontslaaf van hierdie breek? Hier is ons kwadreer hier beide kante. So x is gelyk aan 4. So nou weet ek wat die punt is. Ek het die x, so al wat ek moet doen is, ek moet net gou in die x se plek 4 sit. So dan is daai 2, so ek weet wat my koördinaat is 8. So hierdie punt is 4 en 8. Eintlik baie maklik, is lekker as hulle vir die gradiënt gee. Okay. Vind die posisie van x is gelyk aan 4, so hulle gee vir jou x is gelyk aan 4, waar die gradiënt min 4 is, ons kry gou vir y alleen, so is 4 op x, hyperbooltjie, okay. So ons gaan hom gou differentieer, voor ons differentieer, kom ons wil hom differentieer, maar ons kan nie differentieer met 'n breek nie. Nou, ons weet wat die gradiënt is, so is delta y op delta x, is 4x min 1. Ons weet wat die gradiënt in hierdie geval was, is min 4, hulle het mos vir my gegee, is gelyk aan 4, x tot die mag, jy maal mos hom met hom, so is min 4, x tot die mag min 2, as dit sin maak. Kom ons swaat dit net uit, so hierdie is min 4, vat dit onder toe, ons gaan kriskras maal, so hierdie is min 4x kwadraat, so gelyk aan min 4, ons gaan al twee kante deel met 'n min 4 is 1, so x is dan vir ons 'n plus of 'n min 1, onthou nou is baie belangrik, né? Okay, ons het dis plus of min 1, nou moet ek al twee in vervang, omdat daar twee potentiële x-waardes is, en as jy dit gaan terugvervang in die eerste ene, ons gaan vervang eers die plus, as ek die plus in vervang, is die y is gelyk aan, wat ek al klaar y geskryf, was dit
4 op x, hierdie keer gaan ek die 1 insit, en dit gee net vir my 4, so waar my 1 koördinaat is, waar ek x in 1 was, is y4, en dan gaan ek dit gou weer doen, maar die keer gaan ek net 4 op x, en hierdie keer is x min 1, en hy gee net vir my negatiewe 4, so 'n min 1 en 'n min 4. So dis my 2 koördinate. Kijk, cool. Dis die 2 punte wat hulle gevra het, ek het gesien weer, was daar hier, van the point, hulle sê points, so is 2 punte, ek het nog gewonder, hoekom is daar so 2 punte, hulle vra vir 2 punte. Kijk, cool. Ons gaan doen nommer 3, vind die point of the graph, ons het 3 gedoen, find the point of the graph, en dan gee hulle my parabool, vir wie sy gradiënt min 2 is, ons weet die gradiënt is min 2, so, kom ek skryf gou die funksie neer, hy is like in standaard vorm, né? So ons gaan hom differentieer, so hierdie met 2x min 5, maar weet ons wat die gradiënt is? Ja, so ons gaan eerder sê dy op dx, in die geval was die gradiënt min 2, 2x min 5, van hier af solf ons het vir x, so hierdie is 2x, daai 5 gaan oor, dis net 'n negatiewe 3, hierdie is 'n 2x, kiesie, so x is net gelyk aan 3 op 2, maak sin? Prop hom net gou terug in die punt in, y is gelyk aan 3 op 2, gekwadreer min 5, 3 op 2, min 1, dan kry ek my y-waarde, y is minus 25 op 4, so ek het 'n punt van 3 op 2, en min 25 op 4. Okay. So kom ons gaan na die volgende een doen, nommer G. So ek hou van die tipe somme waarvoor jy die gradiënt gee, wat eintlik altyd awesome is. Determine the equation of the tangent to the curve, so ek moet die vergelyking van die raaklyn kry, which is parallel to the line y equals x plus 2. So ons weet ten minste, daar is 'n lyn, en hulle sê my raaklyn is parallel aan die lyn. So wat beteken dit? My 2 gradiënte gaan mos gelyk wees, né? So as hierdie gradiënt 1 is, dan weet ek ook my gradiënt van my raaklyn is ook 1. Dit wil sê, raaklyn sy gradiënt is gelyk aan 1. Okay, dit maak mos alles sin. Ek wil net sien, waar is ek nou? So hulle gee nou vir my die f of x, van f van x, en hulle het gesê, dit is mos, wat was hy gewees? Min x kwadraat plus 3x. Okay, ons gaan hom differentieer. Een van 2 maniere, jy kan dit so gaan skryf as jy wil, omdat daar nie juist 'n fx is. Hierdie is min 2x plus 3, either or, wat jy ook al wil doen, daar is soveel maniere om dit te doen. Ons weet die gradiënt is 1, want ons het dit net uitgewerk. So ek gaan gou my x-waarde vind, so x is net gelyk aan 1, né? En as ek 1 daar gaan inprop in my oorspronklike funksie, gaan ek gaan my y kan uitwerk, né? En dan gaan my y, ek gaan dit dan nie heeltemal doen nie, gaan my y 2 wees. Okay. Ek moet mos die vergelyking bepaal, so y is gelyk aan, ons weet wat die gradiënt is 1x plus c, kan ek 'n punt in vervang? Jep, ek het my x en my y, 1 en 2, prop het net in, y is 2, x is 1, c, so c is net gelyk aan 1, so my vergelyking is y is gelyk aan x plus 1. So, wat hier was daai, G1, kom ons maak 'n bietjie beter, net maak 'n bietjie skoon. Ek hoop hierdie goed maak sin, julle. So calculus is eintlik net absolute amazing waar kan differentieer, en die differentiasie het altyd te doen met die gradiënt. Okay, so, ons doen nommer 2, find the values of p, if, hulle sê, hier is 'n raaklyn, y is gelyk aan p minus 9x, en hy is 'n raaklyn aan die funksie, y is gelyk aan min x, so jy mag 3 plus 3x min 2. So dit voel nou so vreemd, ek moet nou p uitwerk, en ek weet daai lyn is 'n raaklyn aan die, okay,
wat kan ons doen? Okay, kom ons differensieer. Ons as nie weet waar om te gaan nie, kom ons differensieer. Min 3x trek 1 af, plus 3, daar is my differentiasie. Kan ek gelykstel 'n gradiënt, onthou alles wat voor die x is van 'n reguit lyn is altyd die gradiënt. So dis min 9. Okay, maak dit so sin. Ons kan gou vir x solf hierso. Bring gaan die 3x kwadraat oor soontoe, 9 oor soontoe, so dis 12, dan deel ons het gou met 'n 3 en albei kante, so x weet ek is gelyk aan plus of minus 2. As dit sin maak. So wat ons wil doen is, ons het nou twee koördinate, ons het die 1x wat nou 2 is, ons het 'n ander x wat min 2 is, ons soek net die y-values, so ons prop net daai min 2 en 2 terug in die oorspronklike funksie, so ek gaan dit nie nou doen nie, as ek 2 daarin prop, dan kry ek min 4, en as ek min 2 daarin sit, kry ek 0, okay, so ek het die twee punte, so dit beteken p gaan eintlik twee waardes hê, né? Want onthou nou, ek gaan nou oorspronklike funksie vat, wat y is gelyk aan p, p min 9x het, né? Ek gaan nou die x en die y hierin vervang, om 'n p te kry, en dan gaan jy dit daarin vervang, ek gaan nou nie die hele ding doen nie, ek vervang die min 4 en die 2 in, dan kry jy p is 14, en dan gaan ek dit weer doen, ek gaan 'n ander punt ook in vervang, hierdie keer gaan ek die min 2 en 0 in vervang, en as ek dit in vervang, dan kry ek p is gelyk aan min 18, so 2 potentiële waardes, en ek hou van dit wanneer dit sê, hulle sê find the value of values, so dit gee my altyd die idee, daar gaan twee waardes wees, né? So skies, ek vat 'n bietjie shortcut met die video, want ek dink jy wil ook nie altyd sit en kyk hoe werk ek sommetjies uit nie. Okay, nommer G sê, G3, hulle sê, vind die waardes van T, as die lyn, raaklyn is aan die kurwe. Okay, so hier het ek 'n lyn, ek gaan sommer net dadelik min 2x plus t maak, ek gaan hom sommer net dadelik oorgooi, so dis die raaklyn, so ek weet al klaar die gradiënt is min 2, en hy gaan, ja, as ek nou reg, ja, en hy gaan die kurwe, en die kurwe wat vir ons gegee word is, gelyk aan, ek gaan hom sommer dadelik in die regte volgorde skryf, as dit sin maak, want hierdie ding is die verkeerde volgorde, daai ding is die verkeerde volgorde, ek skryf dit eerder reg. Nou ons gaan die afgeleide kry, hierdie wat min 2x is, plus 4, het ons die gradiënt, ons het die gradiënt van die kurwe wat min 2 is. So ek kan gaan vir x solve hierso, né, deur gaan die 4 oor te gooi, dan word hier min 6, so x is dan net gewoon 3, okay. So wat het ek nou eintlik uitgewerk? So wat ek nou eintlik uitgewerk het, is ek het 'n funksie gehad, met 'n raaklyn, so wat ek die gradiënt uit, toe het ons die afgeleide gekry wat die gradiënt is, ons het gesê wat die value van die gradiënt is, ons het die x uitgewerk, so dit beteken op daai kurwe, op die x, waar x3 is daar 'n raaklyn. Nou obviously moet ek ook die y-waarde vind, so ek gaan altyd hierdie ding terugsit, in die oorspronklike funksie, so ek gaan net hierdie 3 terug inprop in die oorspronklike funksie, was dit 'n parabool, was dit tot die mag 3? Dit was net 'n parabool, ek nou verkeerd afgeskryf, nee, ek is reg, okay, plus 5, en as ek dit gaan alles indruk, dan kry ek 8, so ek het nou 'n punt van 3 en 8, dis mos die punte, né? Nou gaan ek dit, kan terugvervang in die reguit lyn, ons kan, want ons soek die waardes van t, min 2x plus t, dit was die vergelyking, ek vervang dit net gou in, en dan elke x word 'n 3, elke y word 'n 8, min 2, hier is 'n min 2, en hier is 'n positiewe 3 plus t, so hierdie is min 6 plus t, en 8, so dit lyk vir my t gaan word net 14, ja, en nou het ek die waarde gevind, en hulle vra vir 'n waarde, find the value of t, ja, perfect, dit het een waarde, so dit gaan die hele tyd oor, kan jy die afgeleide kry? Yes. Okay, ons gaan om G van 5 toe, G5. Hulle sê daar's 'n raaklyn by die funksie f van x, en die raaklyn is 4 minus x kwadraat, né? En hy gaan by 'n punt, ek love die som, dis onbekendes. So hulle gee my 'n koördinaat van a en f van a. So f van a is eintlik nou onbekend, so ek moet eintlik gaan uitwerk, so kom ons vee daai stukkie uit. Ons moet die y-waarde nog gaan vind.
So as A x is, dan wat is f van a? Dan ek moes nou letterlik net f van a hier gaan insit. So hierdie is dit 4 minus a kwadraat. So hierdie word 4 minus a kwadraat. Daar is my y-waarde. Super. Nou het ek 'n x en 'n y-waarde op daai punt waar ek die gradiënt moet uitwerk. So kom ons werk die gradiënt nou uit. Ons kry die afgeleide, wat net beteken min 2x. Kan jy onthou, want jy maal net om, gooi die 4 weg, en dan trek ons 1 af. So dis die afgeleide, né? So dit beteken, as jy nou dink nou aan hierdie negatiewe, want dit is 'n negatiewe parabool, oral op hierdie parabool is my gradiënt min 2x. Nou as ek die regte a in vervang, of 'n x in vervang, wat in die geval a is, dan het ek die gradiënt op daai koördinaat van a. Okay, kom ons doen dit. So is 'n bietjie vreemd om te werk met onbekendes, maar the same thing. So as ek nou gaan en a hier in vervang, dan kry ek min 2a. Dit beteken dat my gradiënt by die punt a min 2 is. Okay. En ons soek juist die raaklyn se vergelyking op daai punt. So ons gaan sê, okay, ons het y is gelyk aan mx plus c. Het ons m? Ons het m. M is min 2ax plus c. Okay. Dan vervang ons die punt in op daai plek wat ons ook het. Okay, x is a. Y is 4 minus a kwadraat. So hierdie is 4 minus a kwadraat is gelyk aan. So ons moet net sê ons vervang daai punt in. Ons vervang net daai punt in van a en 4 minus a kwadraat, skus. Ek moes dit seker gesê het voor die tyd. Minus 2a, my x word vervang met 'n a, so dis a kwadraat, plus c. So c gaan dan wees, ons gooi die min 2a kwadraat oor, dan word dit 'n positiewe a kwadraat, so dis net a kwadraat, daar het ek c. Okay, nou kan ons my reguit lyn hier skryf. So y is gelyk aan min 2ax, en my c is plus 4 plus a kwadraat. 'n hengse lang storie, en dit lyk perfek korrek, daar is my reguit lyn, maar ek sit met 'n lot onbekendes. So hier is onaanvaarbaar, en wat hulle doen is, hulle gee vir my 'n punt, daai punt. En onthou, as ek onbekendes wil uitwerk, prop 'n punt in. 4 min 3, ons gaan dit inprop. So x word 4, y word min 3, so hierdie is min 3 is gelyk aan min 2, a, x word 4, plus 4, en a kwadraat. So net die x word 4, en net die y word min 3. Okay, ons kan dit nou 'n bietjie uitwerk. So hierdie word min 8a, plus 4, plus a kwadraat, min 3. Ek sien 'n kwadraat. Ons gaan die een kant 0 maak, a kwadraat, min 8a, bring die 3 oor, dan word dit plus 7, en ek dink dan is dit ons vergelyking op daai punt, né? Okay, kan ek nou a oplos? Ek dink ons kan faktoriseer, dit lyk nie of ons formule nodig het nie. A en a is 'n minus en 'n minus, want dit is 'n plus, so die tekens dieselfde, 7 en 1. Yes, so ek het a is gelyk aan 7, of a is gelyk aan 1. Okay, so, onthou, ek moet die vergelyking van die raaklyn uitwerk. Ek dink dit was die vraag. The tangent, determine the equation of the tangent. Ja, so, tangents, belangrik, so ek gaan al twee a's gebruik. Nou, om daai vergelyking nou te vind, gaan ek, nou hierdie is die vergelyking vir my raaklyn, net in terme van a, x en y. So ons gaan net sê, goed, ons gaan twee sommetjies doen, ons gaan eers my a vervang met 'n 7, dan het ek my x plus my 4 plus my a kwadraat. Het ek mos nou idee wat dit is, skus julle, 7 kwadraat. So y is gelyk aan min 14 x plus 49 is 53. Okay. En daar is my eerste vergelyking van my raaklyn. My tweede enetjie gaan ek gou min 2, ek gaan my a hierdie keer vervang met 1 x plus 4 en my a vervang ek met 'n 1 gekwadreer. So y is gelyk aan min 2x plus 5.
en daar het ek my twee vergelykings. So ek het die vergelyking van al twee raaklyne, 'n baie moeilike komplekse som, level 4, letterlik, né? Okay, dan gaan ons na nommer 6 toe. Okay, nommer 6 toe. Hulle sê, at which point of the graph, en hulle gee vir my die f of x, né? Is gelyk aan 3x kwadraat. Does a tangent to fx form an angle of 45 with a positive x-axis? Lekker. Dink 'n bietjie mooi aan, né? Hulle gee vir my 'n hoek. Nou wat het hoek? Onthou nou, hierdie gaan alles oor gradiënte, né? Ek dink ek gaan die som op twee maniere kan doen. Kom ons kry eers die afgeleide. Ek wil jou nie die mekaar maak nie. So kom ons kry die afgeleide en dan weet ons, hierdie is mos die gradiënt op hierdie funksie, né? Maar nou het ek geen punte om in te sit nie. Al wat ek weet is dat die angle vorm 'n 45 hoek. Okay? Dink 'n bietjie aan analities. Wanneer ek 'n gradiënt soek, dan gaan ek sê tan 45, onthou tan theta is mos gelyk aan m, maar in die geval weet ek wat die hoek is, so ek gaan sê tan 45 is gelyk aan my gradiënt van m. Okay, wat is tan 45? Dit gee net vir my, die gradiënt gee nou net vir my 1. So nou weet ek, op hierdie punt is die gradiënt 1, want hulle gee dit vir my, en nou weet ek dat x net 'n 6de is. Okay. Wat is die vraag? At what point? So nou het ek ten minste 1 punt, né, 'n 6de, en al wat ek moet doen is, ek gaan net hierdie vergelyking terugvervang in een van die oorspronklike vergelykings. Daar is net een, hè. Ons gaan f met 'n 6de vervang, elke x met 'n 6de. Hier is 3, miskien is julle maar nie aan bo kyk nie, dis die vorige som. Daar is nie daai deel van dit nie. 3 en dan x is 'n 6de gekwadreer. So dan kry ek daai waarde van 1 op 12. So ek het op daai punt, wat 'n punt? Waar x 6de is en y 'n 12de is. Daar is, wat is die vraag? At what point on this graph does a tangent form an angle? By hierdie punt. Met 'n positiewe hoek, wat in hierdie was 'n positiewe gradiënt, so is perfek. En daar's die punt. Ek hoop hierdie het baie sin gemaak vir julle.